A-Box Rugby Podcast. Slagshulp raak van rugby. Welkom terug hier by die uit die box rugby podcast. Selfs met CJ van der Linde, my maat my geraas oor kom CJ noem nou my, maar ek luister altyd vir my ma. So daar is hy. Welkom terug CJ. Dankie weer. Ja, altyd lekker om saam met julle manne rugby te kan gesels. Ons sien uit. Wel, die naweek natuurlik baie aksie daar in Italië gewees. Groot drama. Ek het 'n paar vrae, hele paar vrae wat ek wil vra. Die eerste wat ek wil vra is, hoe kry die Springbokke dit reg om met 14 man te wen? 2 weke in 'n ry. Eers in Italië, agter die Franse en toe in Italië. Wat maak dit dat die Springbokspan so kan saamtrek? En het jy ooit so iets ervaar toe jy vir die Springbokke gespeel het? Ja, kyk, die manne is op 'n goeie plek op die oomblik. En weer, jy kan sien die spangees. Die manne speel vir mekaar en hulle raak nie paniekerig as daar kaarte uitgedeel word nie. So ja, mens kan sien die afwerkingsspan doen ook 'n goeie werk. Die ouens word nie verbaas deur enigiets wat gebeur nie en ja, nee, hulle is op 'n goeie plek. Ek dink nie ons in my tydperk hier in 2007 het ons so goue patch geslaan soos die Engels al sal sê, waar alles net bymekaar val en alles net werk. So ja, mens kom daar as jy lank saam speel en saam oefen, kom mens op daai punt waar jy dit bereik. En waar jy natuurlik 'n wêreldbeker wen, dit maak ook 'n verskil. Ja, dit help. So 'n klein dingetjie wat jy nou nagelaat het om te noem daar. En Andre is altyd ewe beskeie, ek moet jou sê, en altyd van julle daai wêreldbeker gewen. So ja, is interessant. Dis interessant. Jy sê wat sê. Nee, ek sê dis lank terug. So daar's nuwe goed om oor te praat. Ja, wêreldbeker is 'n wêreldbeker my man. Jy kan niks daarmee doen nie. Maar sê vir my daai spangees ding, dis dan een ding. Hoe bou hulle daai spangees? Jy weet, dis klomp ouens het verskillende deesdae sommer reg oor die wêreld. Ouens speel in Japan, ouens speel in Engeland, ouens speel in waar jy ook al dink, in Frankryk, hulle speel reg oor die wêreld. Ja. En tog kry Rassie dit reg om hierdie ouens eintlik as 'n eenheid te laat speel. Ja, hulle speel nou baie meer rugby, hulle speel deur baie tyd saam. Baie meer tyd as wat in jou tyd was. Is dit nie al die beleidingskamp en alles dit het sekerlik 'n rol te speel met die spangees. Hoe dink jy vir hoe Jake byvoorbeeld die spangees gebou in jou tyd? Kijk, ek dink een ding wat Rassie baie goed doen is, hy in die begin toe hy oorgevat het hy mos gesê, hy is nie altyd die beste speler wat hy sal kies nie, maar dis die regte speler. So ek dink dit het baie daarmee te doen, hy die regte persoonlikhede daar in die span, ouens wat vir mekaar iets voel. Ja, daar's miskien 'n ou wat bietjie meer flashier is of meer vaardighede het, maar hy's nie 'n goeie span ou nie. So ek dink die groep wat hulle nou bymekaar gesit het, mens kan regtig sien die ouens gee om vir mekaar en hulle is soos 'n familie. So ek dink dit is maar die grootste ding. So ons het ook in 2007, ek dink Jake het ook in daai rigting gewerk, hy het die regte ouens gekies. So ja, as jy ouens het wat te veel van hulle self dink of wat meer oor hulle gaan, dan werk dit gewoonlik nie in 'n span nie. Ek Rassie is nogal bekend daarvoor, hy's redelik genadeloos as dit daarby kom. Ek neem aan Jake was maar dieselfde. Ek dink was dit nie in sy tyd wat Luke Watson so 'n groot probleem geword het nie. Ja, hy was nogals erg teen Luke, juis oor daai redes. Ek dink hy het gedink dat Luke nie dalk die beste span ou op daai oomblik is nie. Daar was dalk ander agendas wat gedryf was en goeie. So ja, dit kom hand in hand met wat ons nou net gesê het. As jy nie daar is vir rugby en vir die land en vir die regte redes nie, dan is dit baie keer moeilik. Dan sê net vir my, jy sê nou die spelers weet wat om te verwag as iemand nou 'n kaart kry, hulle raak nie paniekerig en alles nie. Hoe werk dit? Hoe weet hulle wat om te doen? Ek het nou gewonder, hoe het jy nou geoefen om nou vir Loot te verloor of vir Franco Mosser te verloor? Hoe weet jy wat om volgende te doen as daai ene van die veld af is? Na 12 minute, ek bedoel jy gaan vir 68 minute sonder 'n nommer 5 slot speel. Hy sê oor die lyn staan en roep. Jy weet hy's 'n sleutelspeler en nou skielik is hy weg. Hoe beplan hulle vir dit? Hoe werk dit as jy nou in die oefenveld is om hierdie tipe ding te kan voorsien? Kyk, soos ek vir Rassie maar kan onthou van die Cheetahs se dae af, is hy het baie sulke scenario's ingeoefen. Hy sal een oefening net kom en vir 20 minute sal hy sê die slot is af of die flank is af of die 10 is af. So hy oefen baie keer scenario's wat hy dink gaan gebeur in die wedstryd. So dis verseker iets wat hulle deur die jare al begin oefen het. En dis hoekom ek sê hulle is gewoond al daaraan. Soos hy het altyd iets nuuts of hy loop met 'n speaker rond op die veld. So ek dink hy probeer simuleer wat in wedstryde gebeur, sodat as dit gebeur, 'n ou nie dink, o, jene, wat doen ons nou? Al ons planne val in mekaar, dat hulle amper reg is vir enigiets. Wat vir my opvallend was, Frankrijk kry net die rooi kaart na 12 minute. Na 19 minute is ek reg onthou, hy vir Zachary Porten van die veld af.
Na 34 minute haal hy vir Boan Venter van die veld. Of laasweek het Boan Venter daarom 31 minute gehou. Hierdie week het hy net 24 minute gehou. Nommer Ja. 1, hoekom sal hy dit doen? Wat het jy daar gesien met daai twee spelers dat Rassie genoodsaak was om hulle af te haal? Kyk, my opinie van dit is uit en uit dit gaan eintlik maar oor Grobbelaar Jaker. Ek dink hy's baie so skalk Brits in daai sin van hulle is fikse manne, hulle kan die veld vol speel, maar sodra toe ons nou 'n rooi kaart kry en daar's 'n scrum penalty dadelik, dan word daai klein tegniese detail ontbloot wat hy dalk kort by die scrum. So ek dink dis hoekom hy vir Wilco en toe vir Steenekamp ook opgebring het. Verstaan, net om Mm. daai voorsprong wat die Italianers 8-7 dalk in die skram teen ons kan kry om dit te probeer neutraliseer. So ek dink dis uit en uit maar waar vir my opinie is hoekom hy hulle so vinnig vervang het. Dis vrek interessant. Jy's die eerste ou wat ek nou hoor wat dit nou gesê het. Dalk het ek nou eers iets misgelees, so vergewe my, maar ek het dit nog nie gesien nie. Natuurlik die feit hulle speel saam vir die bulle ook, né? Hulle sê die bulle se voorhy. Dit help Ja, sekerlik ook. ja. Ja, dit sal ook verseker 'n rol speel. Hulle ken mekaar goed van die bulle af, maar ons weet ook dat Zachary is nog jonk en hy het 'n strafskop. Dit was so seer sy strafskop wat afgestaan het nie. Ek het gedog Boan het bietjie meer omgeloop, so dit was meer sy skuld geweest, maar ja, soos ek sê, ek dink daai twee manne wat opgekom het is help sal vir Grobbies meer help omdat hy tegnies dalk nou nie soos 'n Bongie en 'n Malcolm is in die skrams nie. Maar hy maak op vir die ander dele. Ja. Nou praat ons van Wilco. Ek het baie lank ek het laas in die eindstryd teen Leinster gesien dat Wilco sukkel in die skrams en hier het hy nou weer Ja. gesukkel. Nou ek is nou nie 'n kenner nie, maar jy is toevallig. So, vertel vir ons wat het daar gebeur. Ja, so weer eens ek dink omdat ons paar keer 7-8 geskram het en ek kom weer terug na Grobbies toe. Dis hoekom ek sê daai op internasionale vlak as jy 'n klein weaknessie wys, is spanne goed genoeg om jou uit te byt daar en ek dink dis presies wat gebeur het. Sodra ons 'n agterspeler in die skram gesit het, was ons bietjie meer solied in die skrams. Maar mens kon sien Italië, kyk, hulle is nie 'n slegte skrampak nie. Hulle praai hulle self soos die Engelsers sal sê daarop. So ja, ek dink hulle het gekom vir ons daar en die feit dat ons 7-8 was en ons nie 'n Malcolm en Bongie daar gehad het nie, is dis hoekom Wilco dalk bietjie swaar gekry het. En die feit dat die Italianer ingeskram het, al baie mense gesê hy het ingeskram, is dit so? Het jy dit gesien? Hulle het verseker 'n bietjie angles gebruik by die skram, maar nie wat aan ons doen dit ook. So dis nie ek dink nie dit is die rede agter dit nie. Ek dink hulle het ons net uit en uit, hulle het vir Johan vir Grobbies getarget en hulle het die opperhand daar gekry. Nou ja, wat sê dit nou van Grobelaar se toekoms as 'n Springbok? Ek bedoel as hy die stutte en die skram wat 'n groot wapen is vir Springbok onder druk plaas. Weet hoeveel moet hy opmaak met die losspel wat hy goed is in die ingooi in die lynste en daai dinge uit. Jy weet, is hy nie Dis ook net 'n maar bietjie te lig nie? dis maar dis hoekom ek sê soos hoe meer hy speel, obviously sal hy daai skill optel. En hy kort 'n bietjie gewig sal ek sê. Dit is maar mens kan sien hoe lyk Bongie en Malcolm teen hom. Hulle is bietjie so 10 kg swaarder en ek kom weer terug na hoe skalk Brits was ook in daai selfe mold gewees. Hy speel die veld vol, maar as jy 'n groot pak trek, dan is dit asof hy half bietjie stiller is want hy moet baie harder werk in die skrams en spanne kom vir jou daar. So ja, dis maar 'n tegniese ding en ja, dis die spelers wat ons het. So Grobbies is die toekoms vir ons. So dis obviously iets wat hy sal moet baie hard aan werk, veral vir groot toetswedstryde. Maar dit is nie die enigste spelers wat ons het nie. Ons het vir Marnus en Merwe daar en Rassie het nou vir Bongie laat inkom. Ek bedoel daar is opsies. Hoekom byvoorbeeld is Marnus nou skielik so hoekom het hy uitgins uitverval? Wat sê jy? Want ek tog het nogal 'n goeie seisoen gehad. Kyk, ek dink my siening daarvan is die spelpatroon wat die Bokke nou speel is baie meer die vinniger tipe wedstryd en ons wil attacking rugby speel. So ek dink dit is maar ons beweeg meer in daai rigting omdat ons nie soveel benefits by die scrums kry en strafskoppe meer kry nie. Dink ek hulle verkies daai tipe spelers meer. Die ouens wat die veld vol kan hardloop en die skill set het om aanvallende rugby te speel. So ek dink dit het 'n aandeel daarin. Dis hoekom hulle meer na ou soos Johan Grobbelaar sal kyk. Ons gaan praat 'n bietjie oor daai los trio van ons. Nou Marco speel 6 vir die Bulle. Sia het groot gedeelte van die seisoen vir die Sharks op 8 gespeel. Ja. Begin van die jaar het Rassie gesê nee, Sia gaan nooit op 8 speel nie. En toe speel hy wraggies op 8 in 'n paar wedstryde. Hoe kon ek iets hulle Marco op 8 sit en Sia op 6? Nie ook eerder vir Sia op 8 en Marco op 6. Ek verstaan mense gaan sê ja, maar die Springbokke speel anders as die Bulle en die Springbokke speel anders as die Sharks, maar
Maak dit vir my meer sin, dink jy nie? Of wat dink jy is die gedagte is? Maak dit dalk 'n Ja, bietjie stadig. ek dink as ek daaroor dink, ek weet Italië is ouens wat baie hard byt by die afbreekpunte. So ek dink Rassie se idee agter al daai beskuiwe was obviously vir die raks waar Marco hy wil hê hy moet target en hy sal dit seker beter doen van 8 af. En ons weet Italië is ek dink die span in wêreld rugby wat amper die meeste by raks hulle koppe insteek of die bal wil steel. So ek dink op 'n tegniese manier dit is maar hoekom hy hom op 8 gesit het. Daar's sekere raks wat hy gedink het hy wil target en van 8 af sal hy dit beter kan doen. Wat beteken hulle byt? Wat beteken dit? So baie spanne sal net die twee ouens insit wat duik, 'n duik en 'n die ou wat duik en 'n assistant kan mens maar sê. Maar anders soos Italië sit 'n derde en 'n vierde ou op partykeer in die afbreekpunte. So dis wat ons bedoel, hulle gaan regtig hard by die raks. So hulle is een van die spanne wat dit amper die meeste doen. Nou gepraat van byt, daai senterpaar vir ons en ons het 'n paar manne hier op ons WhatsApp groepie wat omtrent wat flou geval het en hulle self gelawe het want hulle sê hulle is albei gewoond om vleuel te speel. Hulle gaan albei inbyt. Nou nommer 1, wat op aarde Ja. beteken dit en het jy dit wel gesien? Ja. Ja, daar was so een of twee keer aan die begin het ek gesien wat Ethan goed opgegaan het en dan was Kainen so half in no man's land soos die Engelse sê. So ja, hulle het nog nie saam gespeel baie nie. So ek dink daai verhouding sal ook groei oor die tyd. Ek dink iets wat Rassie goed doen is om hy gee vir hulle genoeg confidence om in 'n toetswedstryd in te gaan so en daar te leer. Ou sal eintlik verwag hulle moet leer op provinsiale vlak of in die URC, maar ja, so hulle het verseker 'n goeie kultuur daar dat die ouens die vrymoedigheid het om foute te maak. Hulle weet die ander ouens gaan instaan vir hulle al maak hulle die fout. So is 'n goeie manier om te leer want jy leer op die moeilikste vlak wat jy kan. Maar jy het nog vir my gesê wat beteken as hulle byt nie? As 'n senterbyt, wat beteken dit? So daai veral op 13 is dit moeilik. Want jy het gewoonlik twee ouens wat jy moet verdedig. So dis presies wat daar gebeur het. So as Ethan net sy eie ding doen, dan's Kainen so half jy's gaan hy nou by daai eerste uitkom of kan ek hom los en soos Jesse en Damien mekaar nou al verstaan. Hulle weet presies mekaar se tekens en goed. So hulle het confidence in mekaar om hy weet hy gaan afskuif en hy sal die volgende ou vat, maar mens kon sien daai verhouding is nog nie so lekker tussen hulle twee nie. So wat het Even dan opgeskiet in een en dan los hy twee ouens oor vir Kainen en dan moet Kainen 'n soort van besluit wat een nou moet vat of wat? Ja, so dit is so daai een gelykheid wat ons 'n bietjie gesny het dis asof Ethan half net een ou verdedig het en hy verwag dat Kainen al twee die ouens moet kyk. Waar ek dink hoe langer jy saam speel jy daai verhouding kry van jy weet presies hoe vroeër die aangee gaan hy sal daai binnekantste ou kry ek kan vinniger afskuif en daai tipe goedjies. So maar kom ons sê nou hulle speel 'n rukkie langer saam. Ek dink ek het gehoor Evenhoeker se gunsteling posisie is 12. Kainen verkies 13. Wat dink jy is die potensiaal daar? Ek bedoel Kainen het nog nooit op 13 gespeel het wat die All Blacks gewen het nie. Elke slag sy Kainen 13 was die All Blacks verloor byvoorbeeld. Ek weet dis 'n grappie statistiek, maar die feit is wat dink jy van daai twee? Daai twee is altyd X-faktor spelers, né? Kainen weer eens gewys hier naweek. As hy op vorm is hy wit warm, né? Ja. Nee, ek dink dit is goeie vooruitsigte vir die toekoms. En ek dink dis hoekom Rassie nou al hulle saam speel in soos met Italië is nie 'n trappie af nie, maar mens sal hulle eerder teen Italië toets as wat hulle teen Frankryk of Ierland of so span toets. So om hulle daai ervaring te gee. So ek dink dit is 'n baie goeie leerskool vir hulle en verseker iets met die manier hoe ons nou speel, is hulle verseker 'n oog op die toekoms vir ons. Ja, ek het net sommer hier van die voorspelers af na die senters toe gespring en hier by Andre Pollard verby, maar hy is 'n groot besprekingspunt. Daar lag jy nou lekker vir my. Almal het gewonder het Andre dit nog, is hy nou goed genoeg? Wat is jou indrukke geweest? Dink jy Andre is dalk besig om bietjie agtertoe te skuif in die rangorde? Hoe lyk dit? Nee, ek dink hy sal altyd 'n plek hê. Verstaan mens kan duidelik sien hoe Rassie hulle die toetse benader. Elke toets is amper soos 'n nuwe week, 'n nuwe plan wat hulle wat jy soos die Engels sal sê, hulle kyk na die DNA van die span en kyk hoe gaan ons hierdie span spesifiek wen. So ek dink Andre sal altyd 'n plek hê omdat sy skopvoet so betroubaar is en hy het BMT soos hulle sal sê, so groot wedstryde, hy raak nie paniekerig of val weg in die wedstryde nie. So ek dink daar sal altyd 'n plek wees vir hom
Dis maar net hoe Rassie hom of wil hy hom start of wil hy hom op die bank hê en wat is hulle spesifieke plan vir daai week? Ja, wat het jy gedink? Dink jy ons het baie minder aanvallend gelyk byvoorbeeld? Ek dink ons aanval is baie meer tandeloos. Dis my indruk wat ek wat Ja, ek gehad het. Ons het die laaste paar wedstryde gesien die dag as Manie op die veld kom dan skakel die bokke oor na 'n hoër rad toe aan aanval ja. gewys. Hy het 'n skokkende paar koppies gehad, maar hy het weer 'n baie goeie daai laaste 3 gemaak met sy skop aangee. Mm, Hy het ook maar net daai temperament en hy's ook eers die ou wat lyk my hy steur hom nie meer in al die kritisie nie. So ek dink nog ja. steeds Manie en Sasha het vir my bring vir my ander dimensie in die Springbokke toe. Dink jy nie so nie? Kyk, ek dink as Manie en Sasha op die veld was in hierdie naweek se wedstryd, sou hulle nie die wedstryd gebeheer het soos Hanrey. Ek dink nie hulle is op daai vlak om so kalm te kom bly soos wat hy nie. Ja, as dit 15 teen 15 was, stem ek saam. Hulle is aanvallend beter, maar ek dink die scenario wat die naweek afgespeel het met daai kaart, met die skeieregter wat so op elke ding van ons was, dink ek Hanrey was die perfekte ou om daar te gehad het. Cool, kalm, baie toetse. Nie sal nie net hardloop omdat dit nou ons nuwe ding is om te hardloop nie. So hy het presies geweet wat om te doen en ek dink hy het dit goed beheer en toe ons nou deur dit is en die manne kom op die einde op toe is ons nou weer bietjie flashy en ons druk die drie is. So ja, ek dink dis hoekom ek sê ek dink daar sal altyd 'n plek wees vir Hanrey. Praat en so ek sê jy was verdedigingsafter by Canon Eagles, so ons gaan nou oor die verdediging praat, maar ek wil eers met jou praat oor Damian Willemse. Wat Ja, ek dink een van sy beste wedstryde van sy loopbaan gehad het. In die laaste vesting was rotsvas, hy was altyd op die regte plek en dodelik gevaarlik op die teenaanval. ja. Daai ou is nou maar net 'n spesiale speler, né? Ja nee, daar stem ek 100% saam met jou. Hy sê juweel. Kyk, jy kan sien hy het gegroei. Hy's nou 'n senior in daai span en hy's nie bang om goed te doen nie. Hy back homself 100%. Soos jy sê, amper alles wat hy doen is werk uit. Dis asof hy presies weet wat om te doen. So nee, hy het 'n baie ek stem saam met jou baie goeie toets gehad. Ek het slapeloos nagte as 'n bulle ondersteuner. Kobus raai dag Sasha van Beckham Zulu, miskien Damian die Allende en dan nog Damian Willems op heel agter. Genade Dis mense. ja nee. Nee, nee, ons is geseënd nou met baie diepte. Ja, nee, maar maak my bang. Maar right, kom ons praat oor die verdediging. 14 man op die veld. Slot is uit. Hy is onder druk in die lynstane as jy kan nie regtig kompeteer nie. Hoe die verdediging dink jy aangepas by die feit dat hulle ou so belangrike speler van die veld af gehad het, dat hulle moes weer 'n hybrid opbring en ander Israelites wat maar moes tussen die voor en agter spelers rondskuif. Ja. Ja, ek dink met alles in ag geneem was dit nie sleg nie. Ek dink ons het goed verdedig vir 14 en selfs 13 manne op 'n tyd. So ek dink ons het goed gedoen. Maar ja, dit was ook 'n natterige game. Ek dink ons plan was bietjie meer om die afbreekpunte aan te val. En met die rooi kaart dink ek het daai plan bietjie pad gegee omdat ons nou net 14 ouens op die veld was. So ek dink ons het goed aangepas om teen 15 ouens vir 70 minute te speel en net 'n paar of 1 of 2 3 af te staan is nie sleg nie. So ek dink nee, ons is op 'n goeie plek. Ja, jy's reg, ja, ons het 12 minute die eerste ou verloor en ons het 10-3 voorgeloop met rustyd. Daarom Italianers moet seker daar uit 'n kop uitgetrek het, jy my vra. Wat moet hulle nog meer doen? Kyk, ek dink ons daai blitsverdediging van ons as jy die persentasie vat ons suksesrate is ek dink ons is een van die laagste spanne, maar die feit dat ons manne so vir mekaar cover half kan ou sê of daai scramble defense soos die Engelse van praat is die ouens het vrymoedigheid om uit die lyn uit te gaan. Hulle weet die ouens gaan opstaan uit die raks uit en cross defense doen en alles gee om daar te kom. So ek dink daai ding is iets wat ons onderskei van ander spanne in die wêreld op die oomblik. Hoe belangrik is die spelers se kondisionering? Jy praat van 'n losse spelers wat opstaan en gaan dek en een ou minder in die voorspelers, so ou soos Marco moes ekstra hard werk want Jason Dixon moes afgaan. So hulle het net eintlik 2 losse spelers op die veld gehad. Weet hoe fiks is hierdie ouens? Hoe belangrik is daai fiksheid? Jy weet ons het gesien in Australië het ons begin uitsak. Ons het gedink hierdie ouens dalk ooroefen dat hulle op verkeerde tyd gepiek het en alles, maar dit lyk vir my op die Springbok op die oomblik in uitstekende fisiese vorm is. Hoe belangrik is dit en hoe kry hulle dit reg? Ja nee, kyk ek dink die fitness ouens doen 'n uitstekende werk daar, mens kan sien en die feit dat Rassie die ouens so roteer. So almal het gedink die 11 veranderinge is 'n groot skuif, maar dit is om vars ouens
weer op die veld te hê sodat die ander manne weer kan rus vir die volgende naweek. So ek dink al daai goedjies, hulle beplanning vir dit is uitstekend. Mense kan dit duidelik sien hoe dit deur in die games deurkom. Die ouens is vars. Hulle is bereid om op te staan en te werk en 80 minute te speel en ek dink ook die feit dat jy weet nie wanneer jou volgende toets is half nie, want daar is 'n ou wat jou plek kan vat. Maak dat jy nog harder wil speel en jou beste wil gee want jy weet jy het daai een kans. So dit is ook 'n faktor wat bydra dat die manne so goed lyk al is daar net 14 ouens op die veld. Maar dit twee spelers wat definitief hierdie naweek teen Ierland gaan speel is Wilco en Roan. Maar albei van hulle moes noodgedwonge 'n baie lang wedstryd en 'n baie intensiewe wedstryd speel. Hulle moes ekstra hard werk om vir daai speler op te maak. Wat is effek dink jy kan dit wil hê in terme van hulle kondisionering teen 'n span soos Ierland wat ook baie fisies gaan wees? Dink jy dit gaan hulle gaan opvang met hulle? Wat se dink jy dit kan ook hulle speelkans die naweek bedreig? Wat dink jy gaan gebeur? As ons enige slotte oor het in hierdie tempo. Ja, nee. Ag ek kyk ek dink hierdie week hulle twee se tyd op die veld sal aangepas word. Hulle oefentyd, so hulle sal dalk nou nie so intens oefen soos van die ander ouens nie. Ek dink met al die data en die statistiek en hoe rassie alles bymekaar sit, sal hulle verseker weet daai ouens dis nou iets wat buite die plan gebeur het, so hulle sal minder oefen of hulle sal 'n dag langer recovery kry. So ek dink hulle sal daai goed uitsort na die naweek toe. Dit sal nie 'n groot probleem wees nie. Okay, ek het nog gewonder daaroor. Vir al ouens is Roan, nou. Daai is nou een ou wat sy hand opgesteek het. Hy het 'n diesel engine on hom eens. Ja. 'n Groot engine, hy werk hard, hy's slim in die lyn staan. Ons het nie een lyn staan verloor dat ek kan onthou nie. Ek dink ek sien 'n groot en ek sien as die mense wat selfs begin praat van sprake dat hy dalk Springbok kaptein kan word. Hy's nou Blue Bull kaptein op die oomblik by die Bulle. Ja. Ek wil nou nie mekaar vir die perde span nie, maar ek voel hulle moet hom oppas. Daai is se definitiewe toekomstige Springbok superster as jy my vra. Ja, ek dink ook so. Mense sou nie 'n paar jaar terug gesê het mense sal dink hy sal in die Springbok setup wees nie, maar ek dink hy het baie mense verbaas. Ek dink ek self het bietjie gedink in die begin hy's dalk nie die fisiesste ou in die wêreld nie, maar mens sien hy staan glad nie terug nie. Hy's baie so sous in daai opsig. Hulle is maarder, maar hulle het groot harte en hulle sit hulle hele lyf op die spel. So nee, ek dink hy het verseker potensiaal vorentoe en as hy goeie werk by die Bulle doen met die kapteinskap, is dit verseker 'n uitsig vir die toekoms dat hy dalk vir die Bokke ook kaptein kan wees. Okay, maar ons het nou heeltyd gepraat rondom die rooi kaart, maar kom ons praat nou oor die rooi kaart. En wat was jou indrukke? Was dit 'n rooi kaart? Hoe laag kan die ou nou eintlik gaan? Ek sien daar's nog grappies oor die rond te doen. Die Springbokke se slotte moet nou op hulle knieë speel in die toekoms. Ja. Met daai tipe dinge. Wat dink jy? Was dit opsetlik nommer 1? Was dit Nee, 'n rooi kaart nommer 2? ek dink presies soos meeste van hierdie gevalle, dis nie uit en uit 'n rooi kaart vir my nie. Ek dink hulle het die review stelsel wat hulle nou ingebring het, so ek kan nie sien dat dis nie 'n skouer in die gesig, dit is nie uit en uit soos die Engelse of hoe hulle sal sê, hy wou nie die ou van die veld af duik of hy het nie sy kop gebruik nie. So ek dink dit was duidelik hulle moes dit 'n geel kaart gegee het met daai review wat hulle in die banker doen. So ek dink die ding wat soos ons nou maar in die nuus lees is die konsekwentheid van die skeieregters. Mens kry, jy weet nie wat jy gaan kry nie. Hierdie ou besluit nou dis 'n rooi kaart, die volgende ou sê dis speel aan. So ek dink dis maar wat al die afrigters en al die spelers net wil hê is wêreld rugby en die skeieregters moet net uit een mond uitpraat. So dit sal baie help. Wel, jy het die hele naweek gesien, daar was 'n paar voorvalle in van die ander wedstryde, Frankryk teen Fiji, Skotland teen Argentinië wat baie erger was. En daar dadels van gekom. Jy weet, nou die gesegde is die hoogste bome vang die meeste wind. Dink jy die Springbokke word dalk maar net ongelukkig omdat hulle so suksesvol is of is dit maar net toevallig 'n swak skeieregter gewees? Nee, kyk, ek dink met ons geskiedenis en wat in die jare voor dit met Nick Berry en al daai goed gebeur het, kyk, daar is ouens wat nog grudges hou, sal ek sê, daar in wêreld rugby. En daar's twee Franse skeieregters gewees en ons ken almal die Franse, hulle is warm koppe, soos mense sal sê. So ek dink daar's verseker, jy kan duidelik sien daar is iets van hulle kant af om die Bokke te probeer van lyn afbring of van die baan afbring dat hulle swakker speel. Maar soos ek sê, as daar net konsekwentheid is, as almal dieselfde hanteer word, dan is al die afrigters en al die spelers weet presies wat gaan aan. Maar op die oomblik is dit asof jy weet nie wat gaan gebeur. Jy wag nou maar vir die skeieregter om te bepaal.
Hoe dink jy gaan die Springbokke die wedstryd benader die naweek? Dink jy hulle gaan baie versigtig probeer wees? Hulle kan nie eintlik meer versigtig wees nie. Dink jy Rassie gaan maar net sê kom ons gaan speel? Hy en Stiek is albei baie luidkeels op sosiale media. Hulle praat Ja. eintlik meer as dit ou van hulle gewoond is want hulle speel maar versigtig wees vir wêreld rugby. Wys jy net hoe ongelukkig is hulle, né? Ja, ek dink hulle sal met dieselfde intensiteit uitgaan. Ek dink nie hulle sal verander nie. Ek dink omdat ons nou nommer 1 in die wêreld is en ons is nou op 'n goeie voet, ons het al die wedstryde so ver gewen. Ek dink Rassie voel half hy's nou maar weer terug daar waar hy 'n paar jaar terug was waar hy sien die skeieregters doen nou maar weer net wat hulle wil. So ek dink hy voel half hulle het nou maar net weer 'n bietjie 'n shock nodig Hmm. net laat hulle nou weer bietjie 'n direktief kry om weer die goed in lyn te trek. So ek dink dis maar al wat hulle nou Hmm. probeer doen, net om weer 'n bietjie onder die skeieregters se velle in te kom en uit te lig dat die hele wêreld kan sien eintlik wat wêreldrugby doen. Nou, kom ons praat nou oor Ierland. Vir my die wedstryd van die jaar dink ek sover. Ons het die All Blacks gewen, ons het Ja. Frankryk gewen. Nou is dit Ierland. Nou ons kon nog Rassie kon nog nooit in Ierland wen nie. Ons het laas in 2012 in Ierland gewen. Ons het die laaste 5 wedstryde het ons 4 van hulle verloor. Daar een was 35-0 of met 35 punte verloor. Met die punte verskil was 35 punte. Toe maar Alistair Coetzee nog in 2017. So hier's 'n skor om te sê, kom ons noem dit maar wat dit is. Weet, ons het laas jaar in Suid-Afrika gedog, ons gaan hulle daai twee toetse en wys waar daar die wortels gegrawe het, maar nee. Moet hulle nog gaan staan in 'n skepskop op die einde insit en toe wys hulle vir ons hulle wen toe weer. Wat verwag jy van die wedstryd? Dink jy daar's regtig so baie op die spel? Dink jy dis 'n bietjie van 'n persoonlike ding? Rassie wil hierdie een wil hy wen. Ja, nee, kyk Ierland ek dink dit gaan 'n massiewe toets wees. Dit is die pinnacle soos die Engels sal sê vir die einde van die jaar toe. Ek dink daar's baie geskiedenis op met 4 uit 5 games wat die Ire nou al gewen het vandat ons hulle laas keer gespeel het en die 1-1 toe hulle hier in Suid-Afrika was. So ja nee, daar lê ek dink is groot oorlog. Ek sien Eben het in die media ook gepraat dat dit 'n persoonlike wedstryd gaan wees. So ja, ek glo die manne en ons weet Rassie het in Ierland afgerig. Hy ken presies daai manne se mentaliteit en hy het 'n appeltjie te skil met hulle. So ek dink hierdie naweek gaan baie groot wees. Het jy ooit in Ierland gespeel? Ja, ek het 'n klomp toetse. Ek was by Leinster toe ek daar was, het ek ook teen die Ire gespeel, so dit is ook altyd interessant. Hulle speel Ja. een naweek saam met die ouens en dan die volgende naweek speel hy teen hulle van die ouens. So dis amper soos RG wat nou sy 50ste game op gaan speel. So ja, dis altyd lekker en is nog beter as 'n ou daar agterbly as jy gewen het. So dan kan hy dit 'n bietjie invryf. Waar het jy gespeel? Wat is stadion? Ons het by Aviva Stadion gespeel. Vertel my van Aviva en dis my vraag. Hoe groot is dit? Wat is die atmosfeer? Is dit Yes, ja, nee, indrukwekkend? hulle het altyd op Croke Park gespeel, so dis ook nie 'n slegte stadion nie, bietjie ouer stadion, maar toe hulle nou geskuif het Aviva toe, dis 'n moderne stadion en alles werk en die atmosfeer is regtig baie nice daar, al daai ure as hulle so begin sing. So ja, ek dink is een van die top 3 stadions in die wêreld verseker. En die skare, is hulle vyandig? Is hulle ouens wat weet wat aangaan in rugby? Dink jy hulle kan die Springbokke kan maar verwag hulle gaan daar teen die skare ook speel? Ja, verseker, hulle is nie die lelikste skare in die wêreld nie, baie respekvol, hulle sal stil bly as die ouens paal toe skop. So baie goeie rugbyland. Hulle is nie, ek sal nie sê dis soos hier in Pretoria as die manne kom. Ons is baie vyandig as die oorseese spanne kom. Ek dink die Ire is so nie, maar ja, hulle ken hulle rugby en hulle is baie passievolle ondersteuners. Ja. So ons weet nog nie wie die spanne is nie. Ons weet nie wat om te verwag nie, maar ek verwag natuurlik die Springbokke se heel bes is met dit wat oor is. Jy weet dan Hendrik is nie daar nie, Loods nie daar Yes, nie, ja. nou sou is nie daar nie. Ek weet nie wie sou gespeel het nie, maar die punt is net ons kan nie ons beste spelers kies nie. Oaks is beseer. So Ja. wat verwag jy van die wedstryd? Dink ongeag wie speel, dink jy die Springbokke gaan hierdie drif kan trek of dink jy dit gaan maar 'n bietjie van opdraande stryd wees? Ek dink dit gaan die hardste toets wees van die einde van die jaar toe. Maar omdat ons op so goeie plek is en ons het nou gepraat van ons spangees en hoe tight die ouens met mekaar is. Ek dink net daai ding sit ons al klaar in 'n baie beter plek. Ek dink ja, takties gewys die Ire is baie goed. Hulle gaan ons uitoorlê hier en daar dink ek op op hulle aanval. Hulle het 'n baie goeie aanvalstruktuur, so ons verdediging gaan getoets word die naweek, maar ek dink die feit dat ons nou twee maniere van speel het hulle nog nie gesien nie.
toe ons hulle laas gespeel het, was dit half nog ons ou manier van speel, so dit sal interessant wees om te sien met ons nuwe, meer aanvallende manier, of ons daai balans kan kry om hulle te kan uitoorlê. Ja, jy's reg. Is dit nie in Ierland wat ons eintlik Tony Bull se debuut gemaak het nie? Was dit nie die eerste toetse nie? Ja, maar ek bedoel, hy was toe nog nie so lekker geolie soos Ja, dis wat ek bedoel, dit is nog nuut en almal het nog gesukkel en ons wat is hierdie nou en dis nou jaar later is hierdie ek hoor jy sê. Dit sal 'n goeie toets wees, ja. Die Ire is al 'n bietjie oud, né? Dis nog dieselfde spelers, hulle speel nog op dieselfde manier, fase na fase na fase. James Gibson Park is 'n bietjie stadiger as hy was. Sam Prendergast oortuig niemand nie. Ek het nou reg sien loop op by Lof, sy loop soos 'n kameelperd. Hy loop hy is 'n goeie talentvolle speler, maar ek dink tog man vir man sal die Springbokke die oorhand hê teen Ire, hè? Wat dink jy? Kyk, ek dink die naweek se wedstryd van hulle teen Australië, ek dink hulle het weer hulle mojo teruggekry. Ek dink hulle het bietjie gesukkel teen die All Blacks. Hulle het nie goed gelyk in die ander game wat hulle gespeel het nie, maar dit is asof hulle bietjie meer vryheid het nou, veral na hierdie, ek weet Australië is ook nie op 'n goeie plek nie, so mens kan dalk nie te veel daarin kyk nie, maar ja, mens kan nooit die Ire onderskat nie. Ek dink veral met Andy Farrell ook daar, hy's 'n baie goeie afrigter, baie soos Rassie. Hulle sal ook 'n paar plannetjies goed in plek hê. So nee, ek dink dit gaan baie naby wedstryd wees. Ek dink net dis twee van die beste, slimste afrigters in die wêreld, hierdie twee. Ja. En ek dink daar gaan 'n skaakspel wees. Hulle ken mekaar, hulle weet hoe hulle dink. En Andy Farrell, ek ons vandag 'n video op die Lekker Rugby geplaas het gesê, is Andy Farrell Rassie se nemesis. Ons sal sien. Okay. Ja, so ek dink veral vir Rassie, want hy het ook nog nie daar in Ierland gewen nie. So dit gaan 'n baie groot toets en wedstryd wees. CJ, baie dankie. Dit was baie lekker. Jy kan nou maar gaan eet. Dit was lekker met jou te gesels man en dankie soos altyd. Ja, altyd lekker. Dankie man. Waardeer. Dis die 80 Box Rugby Podcast. Slegs op Raakvat Rugby.